So, ek het 2 jaar terug laaste video opgelaai op YouTube. Ons het in die meantime Rogue so 'n business vir geregister het begin. Met pypies, accessories, soos hierdie begin. So ja, ons is pas terug van 'n tripie af in Kosie Baai, so daarna maar bietjie daai wêreld. Dit's 'n paar klips. Lekker by 9 Mile. Soos julle sien, is 'n lekker ding gewees. Ons in van die video's sny die patrol uit op die sandduine en so aan. Ons het 'n patrol nou. Sit jy met die rande nie as 'n patrol. Of as jy my ander socials volg sal dit weet, maar vir die YouTube ouens, dit is 'n nuwe rig. Ek het hom gehad, soos Namibia toe. Ek moet nog daai video doen. Dit's 'n baie lang video. Ek het nog nie die commitment gehad nie. Creative burnout en obviously ander goed. So ja, ons is terug. Ons gaan terug wees. Ons begin met die patrol series, want ons het gesê hy het bietjie limp mode goed gekry daarso in Bibi se wêreld. Nou ja, op Sastek met die Bara motor, want die oorspronklike ZD motor het opgeblaas, maar jy sal dit als in die Namibia video eventually sien. Maar ja, soos ek sê, hy het limp mode en hy het bietjie gerook en exhaust het bietjie gestamp als home build conversion en so aan. En ja, ons het 'n klomp probleme gekry. Eerstens die factory manifold wat ons gebruik het met die J-pipe en die wastegate het krake gehad. Soos ek julle gesê het. Check die kraak hierso. So by foto's. Hy is reg hier. Ons kraak al binne. Die reframe manifold is actually alright. Daar's nie issues op hom nie. Maar kyk daar ook. Daai sluitjie. Skies. Daar net daar so. Ons om te kraak. Dan natuurlik het ons 'n lek gehad op daai flange op die J-pipe. Die flange het opgekom uit na die turbo toe. So ja. Die flanges het gelek en heeltyd losgerattel. As gevolg van die downpipe wat teen die prop shaft en die sam vang. So, in die video kan julle hoor waar die exhaust so klink as ons die walle uitry. Is daai ouetjie. En daar die breekpyp vreet. Nie die beste situasie nie. So, behalwe van die issues wat ons voor by manifold gehad het, is dit ook 'n baie groot safety issue. Obviously wil jy die brieke reg hê. En dan die bump stops nou dit ook wys, met 'n bietjie vas. So, hierso ook, ekskuus, net my kamera inkry. Net daar so sien, hy blinkmerk op die samp. Ja, die oil return het so 'n bietjie gelek, nog 'n issue. Maar ja, hy vang die samp, daar is die kwaliek op die merk op die diff ook. So dit is ook 'n major issue. Ek het die bump stop al losgemaak. Sy punt is afgebreek, hulle is wasted, so ek sal of spacers moet doen. Of 'n stel nuwe kry in tyd, sal maar sien wat die beste opsie. Ja, daar is probleme, obviously. So ons gaan dit moet uitsort, gou, want obviously soos julle al sien het, daai breekpyp agter, die gekraak in die manifolds, die sam prop shaft storie, die sam by die diff slaan. As 'n groot kopseer en ons gaan die 8 Augustus op die Patrol River trip. Dis kind of a commitment. Want obviously ons wil van ons accessories daar gaan showcase, want dis waar al die groot koppe van die patrols is. So ja, ons maak nou 'n mini-series. Ons gaan dit die patrol series of iets noem. Sal seker in die subtitles dit sien. Of van die heading. Ek sal nog besluit wat dit is. Maar ja, ons maak nou hierdie series. En dan gaan ons try die patrol, die nuwe turbo, nuwe wastegate, nuwe exhaust pipe doen. Ek sukkel my wastegate, 'n manifold te kry, ek weet nie wat ons daar gaan doen nie.
So ek gaan 'n bietjie op Facebook en so rondsoek en dan ja, van daar af kan ons verder vir julle probeer weer content bring, die channel weer lewendig kry. Ons doen baie meer overlanding en adventure en accessories designs, trips Pretoria toe vir parte en wat. So daar is baie meer kans vir content vir julle, so dit is nice. En dan ja, soos ek sê, ons gaan try die channel weer reboost. Het was lekker in die begin gewees, ons het 'n bietjie creative burnout gehad en toe die besigheid wat geregistreer was en het kak in die lewe gebeur. So ja, ons is terug en ons gaan try om sterk te hou en aan te hou en te groei van hier af.